caught in the streams of life, with the pain and the sorrow. Die oomblik wat 'n mens begin deel met die eie poging en die oomblik wat 'n mens begin om dit neer te lê. En jy besef maar dis die Heilige Gees wat hierdie werk gaan doen. Dan is daar gewoonlik 'n argument wat opduik en die argument is dan maar waarom maak jy dit so kompleks? Waarom is dit waarom dan 'n verbond? Hoekom wat vir jy nee, luister mooi. Die verbond is noodsaaklik. Want dit bring ons binne in die verhouding met Christus in, daardie intimiteit. En wanneer jy die stappe van die verbond gaan, dan vorm die sterwe 'n deel daarvan. Nou wat gebeur? Daar's iets wat ek gemis het in my lewe. Jesus in my, ek in Christus en ons in die Vader. En ek nou jy nog toe daar dink en daar bid en daar praat, toe sien ek, dis soos 'n swysvlam. Jy vat 2 stukke staal en jy bring hulle bymekaar en dan bring jy daai staaf, daai swysstaaf en dan raak jy hom, dan smelt hy daai twee in mekaar. Die verbond bewerkstellig daai smeltingsproses. Met daai smeltingsproses, met daai sterwe in ons lewe, word ons een met hom. En nou kom ons, en wat gebeur? Dit wat Jesus aan die kruis bewerkstellig het, word ons deelagtig. Ja, maar kruis, dit is dan 'n Sondagsgebed. Wow. Jesus het 8 verskillende aspekte aan die kruis verkry. Hy het verskillende aspekte by die Vader gekry, waarvan een byvoorbeeld autoriteit is. Onthou nou, al wat ons vat, is net redding. Is net die feit dat hy gedeel het met ons sonde. Maar deur die verbond word ons erfenis deelagtig. En daar's verskillende aspekte binne in hierdie verbondsluiting. Met die eenwording met Christus, wanneer ons deel word van sy dood, dan word dit van ons toegedeel. So in die verbond ontvang ons die erfenis. Want ons moet onderskei in 'n voorbeeld van tussen die kragwerking van die Heilige Gees en die autoriteit. Nou kom ek en ek sê, weet julle wat? Die kragwerking kom deur die Heilige Gees. Autoriteit, dis iets anders. Want wat het gebeur? Dit is wat plaasgevind het met daardie snaakse verbond wat gesluit was met Adam. Wat het gebeur? Daar het hulle gegaan. Ons kyk daarna en ons ag dit eintlik nie vir wat dit is nie. Maar eintlik wat daar gebeur het, is die krag van God en die autoriteit van God moet ons onderskei. Die autoriteit van God het hy toegedeel aan Adam. En Satan het dit by hom kom steel. So dis waar ons autoriteit verloor het. Dis waarom Jesus gekom het en hy die autoriteit gaan herwin. Jesus het aarde toe gekom as mens en het hom onderwerp aan God tot die dood. Dis waar hy die autoriteit in die hel geneem het, die sleutels van die koninkryk. Nou sê ek, ons moet baie versigtig wees.
Die krag van God is dit wat plaasvind, en dit is die werking van die Heilige Gees. Autoriteit is 'n produk van verhouding. Daar's 'n geestelike divisie. Daar's 'n geestelike divisie wat hier moet plaasvind. Deur die eenwording met Jesus en die onderwerping aan Christus kom die autoriteit. Na mate ons in daardie intimiteit groei en na mate ons daar met hom een word, en dit bly steeds 'n proses nadat ons die gebed gedoen het. In daardie mate loop ons in autoriteit. Hier is 'n belangrike ding wat ek vir julle wil vertel, en baie wat vir my geweldig opgeval het. Op 'n stadium in my lewe, en ek het al melding daarvan gemaak, het ek geweldig baie gekyk na hierdie nadoodse ervarings. En dit was my verskriklik interessant geweest. Weet julle, een van die goed wat my opgeval het, is elke persoon wat met Jesus daar 'n ontmoeting het, ervaar sy liefde. Elkeen van hulle. Hy is 'n moslim, hy ervaar sy liefde. Hy is 'n boeddhist, hy ervaar sy liefde. Daai ou wat stikkend daar aankom, 'n alkoholist, 'n verslaafde aan dwelms, die oomblik wat hy Jesus ontmoet, en hy ervaar daai liefde, dan verander sy lewe. Die oomblik wat die skepping God ontmoet, is daar verandering. Jy sien, ons beperk dit en bepaal dit tot ons genesing. Ons gaan en ons word siek en dan soek ons die Here met 'n seer hart en dan genees hy ons en hy raak ons aan en dan gaan ons maar net weer aan. Dis nie dit nie. Weet julle wat? Jesus kan kom en hy kan ons genees. Jesus kan kom en hy kan deur al ons goed sny. Wat ek daarmee bedoel, as hy vat al die blokkades uit die pad uit, raak jou aan en genees jou. Weet jy hoekom? Om jou te wys hoe lief is hy vir jou. Dat nie teenstaande enige iets wie jy is en wat jy is en wat ek... Luister mooi, hy wil vir jou wys hoe lief is hy vir jou. En dan begin jy die liefde soek. Maar dit gebeur nie. Dit gebeur. Waarom? Want ek kan ek kan die ervaring wat ek gehad het, toe die Here my aangeraak het op 'n stadium en my 'n kragdadig genees het van een van 'n heupprobleem. Ag, ek het al van my lewe daaraan. Ek het die sondagsgebed gebid, ek was fine. Creation is being touched by its creator. That takes a change of heart. En dan vlug die demone. En dan sit ons en ons sê vir onsself, maar luister, wow, stop die katel net hier. Wag, stop. Ek het dan na sondagsgebed gebid. Ek het dan tot bekering gekom. Ek het daai gebed gebid en ek het Jesus aangeneem. Dit is regtig 'n geweldige problematiese vraag. En geweldig daarmee gesukkel. Dit was maande gewees dat ek daar gebid het. Ek kon nooit regtig verstaan wat dit is nie, want wil jy regtig vir my sê die dag toe ek my sondagsgebed gebid het, Jesus aangeneem het, nou het ek gesterf. Ek het nie gesterf nie. Ek het my eie ding gedoen. Ek het my eie lewe gelei. Ek het 'n prentjie van my lewe gehad. En ek het daai in 'n prentjie geleef. En ek werk al my plannetjies uit, wat ek doen en hoe ek gaan maak en wat ek hiermee doen en hoe dit gaan doen. En dan bid ek sodat die Here daai prentjie van my uitwerk. En wie wat hy doen het ook. Dis die punt. Met ander woorde, daar moet 'n sterwe wees. Maar die sterwe dink ek kom nie so duidelik uit nie. Nou wat is die issue daarvan? Weet julle wat het ek gekry? Die sondagsgebed is 'n verloving.
Nou mooi luister. Nou ja, ek moet tog net hierdie vir julle baie mooi wys. Kyk nou net, met ander woorde, as ons gaan kyk na wat gebeur, kyk 'n bietjie, gaan soek daar saam met my, en dis ook my graag, dis ook my nie skriffies uitdeel, jy weet, uitdruk nie. Kyk nou Hosea. Hosea is daar aan die einde half van die Ou Testament, en ek wil so 2 gedeeltes net vir julle wys, om hierdie begrip tuis te bring. In Hosea 2 vers 19, nou ek lees uit die Engels uit, nou sê, I will betroth you to me forever. Betroth you to me forever. Yes, I will betroth you to me in righteousness and justice and steadfast love and in mercy. Daai betrothal is vir my die verloving. Toe dog ja, maar is nie heeltemal so sterk nie, is nie heeltemal so deur nie. Maar wat sê hy? I will allure Israel and bring her into the wilderness, and I will speak tenderly to her heart. There I will give her a vineyard. Waar? In die wildernis. Jy sien, baie keer begin ons in 'n wildernis ervaring ingaan, en dan is daar moeilikheid. Want nou die Here ons verlaat. Maar dit is nie so nie. Luister mooi. Wat wil ek vir julle sê? Ja, daar is 'n reddingsgebed. Ja, daar is 'n gebed waar ek Jesus aanneem. En wat gebeur? Dit was eintlik daardie tyd, is eintlik die tyd wat ek groei in my liefde, want die punt bly staan. Dit gaan oor die liefde. In Jeremia 2 vers 2 lees ek vir julle die volgende. Thus says the Lord, I remember the kindness and devotion of your youth, your love after your betrothal. Is nie interessant nie. Your betrothal in Egypt and marriage at Sinai. Wil jy ooit 'n duidelike skrifbevestiging daarvoor hê? Hy het verloof geraak met hulle toe hulle sy krag sien in Egipte. Hy het met hulle getrou toe hy die verbond gebaseer op die wet by Sinai met hulle sluit. So nou kom jy en jy besef, weet jy wat? Ek het nog nooit 'n verbond met God gesluit nie. Ek dog die verbond is gesluit outomaties. Dis nie so nie. Ons besef dat die verbond inhou, die inhoud van daai verbond het verskillende faktore. Is jy bereid om met hom te trou? Dink 'n bietjie net aan die gewone huwelik. Dink net 'n bietjie as ons regtig die volheid van die huwelik besef. Want die huweliksverbond is die een verbond wat jy sluit met God as tussentredende partye. Ons wil nou nie daar oor die huwelik praat nie, maar hoor nie, so beide van hulle moet sterf. Dink ons huwelike gaan anders lyk, né? En hoe doen ons dit nou? Ons wil die ander ou verander sodat hy my prentjie pas. Jy sien, want die adamitiese verbond is nog in die bloed. Ek het my prentjie. En wie die Here help die een wat daai prentjie wil verander. Nou trou ek met iemand anders. Hy het 'n ander geaardheid. Sy kom uit 'n ander huis uit. My goodness. Nou wil ek hê sy moet maak soos ek wil. Gaan check 'n bietjie. En dit werk nie heeltemal so nie. Dan maak dit net van toepassing in jou verhouding met God die Vader. Ek het nou vir julle gesê, hy wil inderdaad met ons trou. Ons huwelik kom juis uit die verbondsluiting uit. En dit is belangrik. So herweeg dit net weer. En die element waarmee ons besig is dan die sterwe. En dan gaan ons in, en dan gaan ons voort om te kyk na Jesus. Hy is die
outeer in die volleinde van ons geloof. Ons kom terug en dan praat ons oor Jesus en hy is ons voorganger. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow